Goeiemôre en baie welkom by Kom Laat Ons Boeke Vat op die maandagoggend die 27ste Julie. Ek hoop jy het 'n wonderlike nagrus gehad. Ek hoop jy het heerlik geslaap. Ek bid vir jou 'n fantastiese maandag, 'n fantastiese week toe, nuwe dag, nuwe kansse, nuwe geleenthede. Hier by ons in Saldanha oopgetrek, 'n beautiful dag. Daar's hier 'n windjie wat waai nie. Koel, maar nie koud nie. Is winterkoelte, dis wat dit is. Gister was die snaakste dag, die windjie wat gewaai het gister was warm. En hier in die, ek wil amper sê, nog steeds in winter, is dit nie baie gesond om so 'n warm wind te kry, maar ja, die windjie wat gewaai het was redelik warm gister. Dit was 'n heerlike dag. Ons wou nou gister see toe gegaan en voordat ons see toe gaan, toe vang die dag, ons toe loop die dag uit. So ons wil kyk of ons vandag by die see kan uitkom op hierdie pragtige maandagoggend. Ek sê weer eens, die wat nie ingeskakel is, goeiemôre, baie welkom. Is lekker om julle hier te hê. Is lekker om in die oggende stil te raak, stil te staan hier in die woord van die Here, net 'n bietjie rustigheid te kry, net 'n bietjie stilte te kry, te ontspan en te sê dis lekker om die Here by ons te hê. Die boodskap van vanoggend is, die tema van vanoggend is hoeka die Here jou God is by jou. Is dit nou nie 'n pragtige boodskap om hierdie week mee te begin nie? Hierdie maandagoggend wil ek graag vir jou sê, die Bybel sê die Here jou God is by jou. Weet jy of jy al alleen was nie, eensaam in jou lewe nie? Dis nie baie nice en baie lekker om eensaam en alleen te wees nie. Ek was op 'n stadium, was my vrou met een van die kinders se geboorte in die hospitaal vir so 'n paar dae. Toe sê ek vir haar, weet jy, net die feit dat jy hier is, ons hoef nie eers te praat met mekaar. Jy kan net in die huis wees, net jou asem in die huis is goed genoeg vir my. Ek net as ek kan praat met jou, ek hoef jou nie eers te sien nie, solank ek net weet jy's hier. Maar weet jy, as jy uit die huis uit is dit soos met stilte. Die stilte het neergedaal, sê die gesegde mos. Die gevoel is net nie lekker dat jy eensaam voel nie. Daai gevoel is vir niemand lekker nie. Ek het so 'n tyd terug die statistiek gehoor en die statistiek gesien oor blykbaar die meeste van die mense wat selfmoord pleeg, of 'n groot gedeelte, die meeste van die gedeelte wat selfmoord pleeg in die lewe is juis hierdie mense wat eensaam en alleen is. En hulle sê, in baie plekke is die grootste selfmoord hier oor Kersfees, nuwe jaar, feestydde verander en daai tye verander wat alleen is, eensaam is, dan pleeg hulle selfmoord. So met ander woorde, soos ons almal weet, dit is nie lekker om alleen te wees nie. Die Here kom vanoggend op hierdie maandagoggend en hy sê vir jou, jy's deel van sy bondsvolk, die Here jou God is by jou. So dis die boodskap vir vandag, mag jy nie eensaam en alleen voel en afhanklik voel nie. Dit maak nie saak hoe of waar jy is nie, die Here jou God is by jou. Jy is meer as welkom om jou Bybel oop te maak by Sefanja 3. Ons lees vanoggend vanaf Sefanja 3 vanaf vers 14 tot en met die einde van die hoofstuk. 14 tot en met die einde van die hoofstuk. Jubel, o dogter van Sion, jubel, o Israel, verheug jou, en jubel van ganser harte, o dogter van Jerusalem. Die Here het jou oordeel opgehef, het jou vyand weggejaag, die koning van Israel. Die Here is by jou. Jy sal geen kwaad meer vrees nie. In die dag sal aan Jerusalem gesê word, vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie. Die Here jou God is by jou. Daar is ons tema vanoggend, tema vir hierdie week, tema vir hierdie dag. Moenie vrees nie, jy gaan nie alleen wees nie, die Here jou God is by jou. 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap. Die Here, hy swyg in sy liefde, hy swyg oor jou met gejubel. Die wat bedroef is, ver weg van die fees, versamel ek. Hulle hoort by jou. Die smaad druk swaar op hulle. Kyk, in die tyd sal ek met al jou verdrukkers handel, en die wat krepeel is, sal ek red, en die wat verjaag is, versamel, en ek
sal hulle maak tot 'n lof en tot 'n roem, wie se skande oor die hele wêreld was. In die tyd sal ek julle aanbring, julle in die tyd, wanneer julle versamel, want ek maak julle tot 'n roem en tot lof onder al die volke van die aarde, en wanneer ek voor julle oë julle lot verander, sê die Here. Pragtige stukkie, tema vir oggend, die Here jou God is by jou. Is dit nie 'n pragtige tema om die week mee af te skop nie? Ek hoop in elk geval in hierdie dag gaan jy definitief nie eensaam wees nie. Ek dink met die wete dat die Here jou God is by jou, die Here jou God ondersteun en onderskraag jou, kan hierdie week net beter raak. Het is lekker om op 'n maandagoggend op te staan, net te kom stil raak voor die Here en sê, Here, hierso is ek. Die Here het U vir my 'n boodskap vir hierdie week wat voor lê, en dan kom die Here en hy sê vir jou, die Here jou God is by jou. Hy sê vir jou, hy is by jou. Hy sê eintlik vir jou, jy sal nooit weer soos Jesus Christus aan die kruis eensaam voel en sê, my God, waarom het U my verlaat? Hoef jy nie meer te vra nie. Want die Heilige Gees, as jy vir hom toegelaat het, die dag toe jy die Here aangeneem het toegelaat het, dan is hy binne in jou, hy is by jou. Jy kan maar praat, God luister. Jy kan maar met hom praat, maak 'n bietjie meer tyd hierdie week, maak 'n bietjie meer effort, om 'n bietjie meer gereeld te praat, dan sal jy vind dat die Here is regtig by jou. Hy is nie ver nie, hy is hier by jou in baie gevalle. As jy praat en vra, luister hy met jou, maar ek sal voorstel, moet nie net praat en vra nie. Dank, loof en eer hom. En dis per slot van rekening hoekom ons geskep is, hoekom ons op hierdie aarde is. En verder, moet asseblief hierdie week, kan ek een groot guns vra, getuig vir ons Hemelse Vader. Ek sê altyd vir die mense, hy het vir ons aan die kruis gesterf, hy met 'n hoofletter. Wat doen ons vir hom? Ons doen so bitter min vir ons. Die minste wat ons kan doen, is om by vriende en familie, en sommer wildvreemdes te, jong, ek is so gelukkig hierdie week, weet jy wat, die Here is in my hart, ek kan dit voel, hy laat my jubel, hy laat my soos Dawid voor die ark uitdans. Mag jy 'n amazing week hê wat voor lê. Die Here jou God is by jou. Kom ons maak ons oë toe in gebed. Ons liefdevolle Hemelse Vader, dankie Here dat ons vanoggend by U kan kom sit, Here. En dankie Here dat U kom bevestig vanoggend. U is by ons. Ons hoef nie eers te twyfel daaroor nie. U sê dit hier in soveel woorde. Die Here jou God is by jou. Dankie daarvoor. Dankie Here dat U by ons is. Dankie Here dat U lief is vir ons. Dankie Here dat ons ook maar krepel was en baie daar nog steeds krepel is en U kom nog steeds vir hom en U sê vir ons, jy's deel van my, ek wil jou graag by my hê. U kom ons by mekaar maak om deel te maak van U nasie. Dankie daarvoor Here. Here vergewe asseblief al ons vermenigvuldige sondes. Help ons asseblief om die wat teen ons skuldig het, teen ons verkeerd opgetree, dat ons hulle kan vergewe. Help asseblief op die maandagoggend. Here, is 'n splinter nuwe dag, nuwe kanse, nuwe geleenthede. Die week lê voor dat ons hierdie week ons baadjie aantrek elke oggend. Die liefdesbaadjie, Here, en help ons asseblief om daai liefdesbaadjie uit te lewe. Dit is vir my so belangrik, Here, dat ek dit elke oggend moet sê, want dis een van die belangrikste dinge wat as ons dit die dag toepas en ons pas dit 100% toe, dan hoef ons nie meer te twyfel nie. Dan weet ons die Heilige Gees doen sy werk binne in ons. Ons kom niks toe nie, Here. U kom alles toe. Dankie daarvoor. Here, ons steek ons hande op na die hemel. Ons kyk na U vanmôre en ons sê vir U, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief die stuurwiel van my lewensvoertuig en bestuur my vandag, die week, die maand wat oor is, die stukkie van hom wat oor is en die jaar wat voor lê. Here, waar U in beheer is, kan ons rustig wees en ontspan. Dankie Here, dat ons weet U is in beheer. Here, ek kom voordat ons klaarmaak op die maandagoggend, kom ek gou die mense wat siek is, en wat dit miskien wat gesondheid aanbetref nie so goed gaan nie, almal is nie noodwendig siek nie, maar wat gesondheid aanbetref nie so goed nie, dra ons op aan U, ons dra hulle op aan U by name, Here. Ons vra vir U, as dit U wil is,
lê u hand van genesing op hulle. Die eerste een is Serena, dan Johan, en Ian, en Finn. Wil u met hulle wees en hulle 'n spesiale drukkie gee en u healing hand op hulle lê. Ons vra hierdie dinge nie omdat ons verdien, Here, maar enkel alleen uit u groot en almagtige genade alleen. Amen.